Welkom by hierdie week se AMT Politieke Oorsig. Ons gesels soos ouer gewoonte weer met Roland Henwood van die Universiteit van Pretoria. Baie welkom Roland. Goeiemôre Johnny, baie dankie. Lekker om weer te gesels. Roland, ons sit hier bo oor Pretoria en uitkyk oor die Uniegebou en is 'n baie mooi sig, maar daar's 'n bietjie onsekerheid wat nou in die politieke omgewing nou ontstaan. Ek dink as ons dalk kan begin by back and closure hierdie week. Daar is uitsprake gewees rondom dit. As jy 'n bietjie vir ons kykers meer kan inlig oor. Goed, ek dink die belangrike ontwikkeling is dat regulasies is nou gefinaliseer en gepubliseer. Ek weet nie of dit die finale goed gaan wees nie, ek vermoed dit gaan weer verander, maar daar's meer sekerheid. En wat dit beteken is, die belangrike verskil of verandering is dat dit is nou moontlik vir boere om self enstof te bekom, self toe te dien. Daar's nog steeds voorskrifte. Dit moet 'n goedgekeurde persoon wees, 'n veearts, of en dit kan 'n privaat veearts wees of iemand wat deur die departement goedgekeur is wat die inentings kan doen. So die balans hier is tussen kontrole en verslagdoening wat duidelik moet wees en dan die vryheid om self of die geleentheid om self te kan enstowwe koop en gebruik. Dit maak die proses waarskynlik so klein bietjie oop. Ek weet nie of dit vinnig genoeg oopmaak om almal tevrede te stel nie. Die groot vrees wat bestaan is, en daar's een van die belangegroepe wat dit baie duidelik gestel het. Hulle sê die wiskundige kans dat hierdie ding misluk is baie groot. Ja. En ek dink wat dit onder lê is die geweldige gebrek aan vertroue wat ons sien, en dis 'n algemene probleem in Suid-Afrika in die staatsinstellings wat verantwoordelik is vir hierdie funksies. Daarom die druk van boere wat sê dit vat te lank, julle mors tyd, julle moes vinniger wees, ons kan dit beter doen op ons eie. En hierdie is nou 'n gedeeltelike beantwoording op daai versigtiging of daai aandrang om bietjie op ons eie te doen, maar dis nie 'n totale vrye oopmaak van die proses nie. En ek dink dit gaan waarskynlik nog sekere mense ontevrede hê, maar dit maak die proses 'n bietjie oper, dit gee 'n bietjie meer inspraak en beheer vir mense wat die vermoë het om dit self te kan doen. En ek dink dis die belangrike punt. As jy dit op jou eie gaan doen, dan is dit waarskynlik baie groter kostes wat jy oploop as wanneer dit deur die kanale van die staat gedoen word, waar hulle al die kostes dra. Is nie vir my heeltemal duidelik presies hoe dit gaan werk, wie wat gaan doen nie, maar ten minste is die proses 'n bietjie oper gemaak. Die vraag wat 'n mens kan vra is, hoekom het dit so lank gevat om hier te kom? En ek dink dit lê ten grondslag van die geweldige frustrasie wat ons by boere kry en by georganiseerde landbou kry. En dit lê ook ten grondslag van die diepe wantroue wat daar is tussen boere aan die een kant, veral die georganiseerde landbou, en dan die staatsinstellings, veral die departement van landbou, en natuurlik die minister wat aan die hoof van hierdie departement staan, wat onder geweldige druk is, want hy is die gesig van die proses, hy is die verantwoordelike persoon, en hy moet hierdie belange balanseer. En ja, die vraag word gevra, hoekom het hy nie vinniger opgetree nie, hoekom het hy nie toegelaat, en dis natuurlik 'n vraag. Kon optree as hy wou. Ek dink dis 'n moeilike vraag om te beantwoord van buite. Ons het al voorheen verwys na, hierdie is nie, die departement van landbou is nie een wat bekend is vir die mees effektiewe een nie. Baie van die probleme wat met die landbou bestaan rondom back and claw is as gevolg van die departement se onvermoë en die departement se foute wat gemaak is oor 'n baie lang tyd. So nie 'n effektiewe departement nie, en 'n mens weet nie of die minister werklik die vermoë het om dit vinniger te verander nie. Wat hy wel gedoen het is 'n totale beleidsomwenteling teweeg te bring, en dit is om nie meer te fokus op beperking nie, want duidelik is ons verby daai punt, maar te gaan kyk na 'n totale nuwe benadering, en dit is beheer van die siekte deur inenting en dan immuniteit te kry op 'n vlak waar die siekte dan ten volle onder beheer is en in sy woorde dan uitgeskakel word. So vordering, stadig maar seker, sy mikpunt wat hy gesê het en wat die departement basies in die vooruitsig stel, is 80% inentingskoers teen die einde van die jaar, maar baie belangrik is dat inenting is nie 'n eenmalige proses nie, en ek dink dis waar die toets gaan lê. Kan jy vinnig genoeg 'n tweede ronde inentings kry om te keer dat die eerste ronde oneffektief raak? En dit is 'n baie groot toets wat aan die departement en sy infrastruktuur gelê word, en dit is daai toets waaraan die bedryf eintlik onderworpe is. Want hulle gaan, in terme van daai toets, gaan hulle dit maak of dit nie maak nie. So dis 'n krities belangrike proses. Ons gaan moet sien hoe dit gaan uitspeel. Maar ek dink die basiese ding is, daar is baie stadige vordering op die stadium.
Maar dan kan 'n mens ook, ons het nie die volle prentjie nie. Daar's verskillende syfers van hoe effektief is inentings op die stadium, hoeveel is gedoen. Sekere plekke is dit definitief baie meer effektief, baie vinniger as op ander plekke, maar die totale prentjie op die stadium is nie heeltemal duidelik as 'n mens van buite daarna kyk nie. Ek het laas ook gepraat oor dat van die DL-ministers dalk bietjie ondermyn word deur ANC-kaders wat dan nou geplaas is. Is dit eerstens 'n moontlikheid dat dit dalk gedeeltelik is hoekom die proses langer gevat het, of is dit maar half net amper incompetence? En dan die tweede vraag wat ek saam met dit wil vra is, ek het gehoor die virus onspesifieke straine dan ook in Europa of so voorgekom. Is daar, ja. Brasilië sit met soortgelyke en dit is 'n model wat gebruik is vir Suid-Afrika. Die minister het gekonsulteer met mense in Brasilië oor wat het hulle gedoen, want hulle is deur 'n soortgelyke proses. Oor die vraag of dit met opset is moeilik om dit te beantwoord. Ek dink daar's twee moontlikhede. Ons het nou gepraat oor die onvermoë van die departement. Dis 'n departement wat nie bekend is vir sy effektiwiteit nie, wat baie agteruit gegaan het oor 20 jaar, wat baie vermoëns wat daar was ten gronde laat gaan het. So die konteks waarbinne die departement funksioneer is 'n baie gebroke een. Dan is daar baie duidelike tekens van rondom die konteks van amptenare wat kaders is wat ontplooi is, wat definitief ander belange dien as net die funksionele belang van die departement. Tot watter mate dit in die departement van landbou gebeur is moeilik om te sê. Maar as ons kan kyk na 'n breër prentjie, dan sien ons vandag waar die DG van onderwys vir die minister sê, dis my besluit om oor hierdie tenders en kurrikulum en materiaalaanskaffing te besluit, dis nie jou besluit nie, jy mag nie met my inmeng nie. Nou daai is 'n moeilike kwessie. Ons sien dit ook baie keer op plaaslike regering, waar amptenare terugval op hulle mag en regte as amptenare en sê, jy mag nie inmeng met my funksionele take nie, jy's 'n politieke aanstelling of jy's 'n verkose amptsbekleder, jy het 'n toesigfunksie, maar jy kan nie vir my sê hoe ek my werk moet doen nie. Nou dit raak moeilik waar dit gaan oor toesighouding versus voorskrif en inmenging. En wat ons sien by die Madlanga-kommissie is deurgaans prosesse van inmenging, waar politici en senior amptenare inmeng in prosesse in hulle eie belang. En dan kry jy massiewe korrupsie. En dit is die kenmerk van plaaslike regering. Ek dink nie ons is buite orde as ons sê ons begin die patroon sien op nasionale vlak ook nie. En in daai konteks is dit heel waarskynlik dat daar belangebotsings is, dat daar magsspanning is in terme van magsverhoudinge tussen die minister en senior amptenare in sy departement. Ons het aan die begin van hierdie proses 'n bietjie daarvan gesien waar gesê is, as dit kom by veeartsenykundige dienste, het jy nie 'n sê nie, dis 'n funksionele kundigheid en die verantwoordelike persone in die departement sal die besluite neem. Nou die minister se inspraak kan dan net kom deur beleidsverandering en dit is 'n proses wat tyd vat. So ek dink ons sien 'n kombinasie van al hierdie faktore wat negatief is, wat inwerk op die proses. Dis baie interessant en mens weet nie wat die antwoord daarop is op die stadium nie. Maar dit lyk asof landbou, onderwys en kommunikasie, die drie ministers is wat baie swaar trek en wat in direkte konflik met hulle amptenary funksioneer. Terwyl binnelandse sake, waar minister Leon Schreiber die minister is, lyk dit nie op die stadium, jy het nie tekens daarvan nie. Dit gaan baie goed. Die prosesse versnel, die beleid is hersien deur die kabinet goedgekeur en 'n baie meer rasionele beleid as wat ons gehad het tot korrektiewe dienste? Korrektiewe dienste dieselfde. Jy het nie daai openlike spanning en teenspraak teen die minister nie. Trouwens, dit lyk asof die minister se benadering verwelkom is en amptenare amper sê, maar nou het ons 'n minister wat ons ondersteun. Ons het 'n minister wat ons bemagtig om ons werk te doen. So ek dink dit hang af van persoonlikhede, dit hang af van wat gebeur. En dan miskien 'n laaste opmerking, en ons sien dit by die departement van landbou, is iets wat in ons regering 'n geweldige groot probleem is 'n reaksionêre benadering. Ons reageer na die tyd. Ons tree nie op wanneer ons 'n probleem identifiseer nie, of dit vorentoe gaan gebeur nie. Ons wag tot dit gebeur en dan hardloop almal rond en probeer iets daaraan doen.
Ons sien dit by binnelandse sake ook tot 'n mate met die hele kwessie van vreemdelinge, immigrasie, xenofobie in Suid-Afrika, maar nie tot dieselfde mate dink ek wat ons dit byvoorbeeld by landbou gesien het nie. Ons sien dit tot 'n mate by Departement van Finansies, waar die minister hierdie week 'n brief skryf, al 2 weke terug, 3 weke terug 'n brief skryf aan die Johannesburgse burgemeester en sê, jy kan nie hierdie goed doen nie, want jy het nie geld om dit te doen nie, en dit wat julle doen is onwettig, dit moet gestop word. Ek meen Johannesburg is al hoeveel jare in 'n krisis en ons weet lankal dat hierdie is 'n krisis, die stad is op die rand van 'n afgrond. En nou skielik is daar druk om dit te verander. So daai reaksionêre manier van dink en doen van ons loop nie dinge vooruit nie, ons wag tot die krisis gebeur, is dink ek deel van die probleem wat jy sit. En nou het jy nuwe ministers wat inkom wat nie in daai idioom werk nie, wat druk plaas en dan kom hulle onder druk want die amptenare sê maar ons werk nie so nie. Maar het ministers aan tande om enige verandering te bewerkstellig? Ja, hulle het, maar 'n minister kan nie instap en oorneem en in die funksionele aktiwiteite net maak en breek nie. Nou daar's ANC ministers wat dit al gedoen het, maar dit het elke keer op 'n ramp uitgewerk. Ja. Die DA ministers het nie die vryheid om dit te doen. En ek dink ons moet realisties Hulle moet langer termyn hulle kom versigtig in want die president ondersteun hulle nie. Ja. Nie openlik nie. As daar konflik kom, hou die president terug. Ons sien dit met die departement van kommunikasie, waar kabinetsgoedkeuring vir besluite gekry word, dan kom ANC parlementslede en val die minister aan in komitee en hy kan nie dit doen nie en hy tree nie in terme van beleid op nie. Intussen het hy klaar deur die kabinet gegaan daarmee, maar die president ondersteun hom nie. So ek dink ons moet versigtig wees in terme van wat verwag 'n mens, hoe vinnig verwag jy iets en dan verstaan daar's 'n konteks, 'n groter konteks waarbinne dit afspeel. Dit sê nie die ministers moet terugsit en niks doen nie. Ek dink mense kan met reg sê dat van die ministers behoort meer proaktief te wees. Hulle moet meer druk op die stelsel plaas. Want daar is definitief daai manier van doen en dan kan jy met beleidsveranderinge kom. Die belangrike ding is net as jy 'n minister is wat met daai projek kom, dan moet jy eers deur die kabinet kom. So dit moet in elk geval deur daai proses gaan. As dit nuwe beleid en wetgewing vereis, dan moet dit deur die parlement gaan. So dis 'n baie langtermyn proses. En die regering van nasionale eenheid funksioneer waarskynlik nie optimaal in daai sin nie. As gevolg van die magsverhoudinge wat daar is, as gevolg van die persoonlike belang, die druk waaronder iemand soos president Ramaphosa is, hy kan ook nie net maak en doen breek soos hy wil nie, maar hy is ook nie bekend as iemand wat dit gaan probeer doen nie. So die kombinasie van faktore, dink ek, as 'n mens in 'n breë sin kyk, maak dit baie moeilik vir ministers om, veral wat buite die ANC is, om effektief in te kom en baie vinnig veranderinge te maak. So gepraat van druk op president Ramaphosa, die Pala uitsprake is nou daar, en jy sê dit kan moontlik lei tot baie stremming in die R&E vir ons. Ja, dis moontlik. Dis nog vroeg daar, die hof is nog besig om sy uitspraak te lewer, maar dit wat ons reeds weet is dat die bevinding is dat kortliks die agtergrond. Daar was 'n ondersoek wat die spreker aangevra het na druk vanuit die parlement en die komitee onder voorsitterskap van afgetrede regter het gesê dat die president het vra om te antwoord. Hy het waarskynlik buite reëls opgetree en hy moet vrae beantwoord. Dit is toe in die parlement ter tafel gelê en die ANC wat 'n groot meerderheid gehad het, het die proses net daar geblok en gesê hulle gaan nie verder met die ondersoek nie, hulle verwerp basies die verslag. Daai besluit is op hersiening geneem in die konstitusionele hof en die hof se bevinding is die parlement kan nie die proses net stop nie. Dit maak nie sin nie. Daar moet 'n komitee wees, die president moet basies in 'n staat van beskuldiging geplaas word en dan moet die proses soos wat ons gesien het in die VSA, president Trump, president Clinton, dis die twee onlangse voorbeelde. Nou, nie een van hulle is op die eind uitgestem nie, maar dit is 'n bietjie van 'n klad op jou naam. So wat in Suid-Afrika waarskynlik gaan moet gebeur is dat daai verslag gaan terug parlement toe. Daar gaan 'n parlementêre proses moet wees waar die komitee hierdie verslag gaan bestudeer. Dan moet daar 'n besluit geneem word. Word die president in 'n staat van beskuldiging geplaas? Indien wel, wat gebeur? Wat is die reëls wat gevolg word en die proses? En dit kan wees dat die parlement sê, goed, jy's in 'n staat van beskuldiging, maar op die ou end sê hulle, goed, ons gaan jou nie uitstem nie.
Jy bly die president tot aan die einde van jou termyn. Of dit kan gebeur, want ek dink die belangrike verandering sedert hierdie proses, die ANC het nie meer 'n meerderheid in die parlement nie. So dit beteken die ANC, indien hy hierdie verslag wil hanteer in die sin van ons gaan deur die proses, maar ons gaan nie die president ontsetel of uitstem nie, gaan ons met ander partye moet saamwerk. Nou die vraag is, watter partye gaan die ANC ondersteun om nie teen president Ramaphosa op te tree nie. Dis heel waarskynlik dat EFF, MK en hierdie partye die geleentheid gaan gebruik om geweldige druk op die ANC te plaas en die ANC verder te verswak. Gaan die DA hom ondersteun? En dis onduidelik, want toe die regering van nasionale eenheid gevorm is, op 'n stadium was daar gepraat van 'n stemming en die DA het gesê, hulle gaan nie betrokke raak by dit nie, hulle is in die regering van nasionale eenheid. Nou word die saak op die spits gedryf. Is dit 'n party wat sê, goed, in belang van stabiliteit en regering in Suid-Afrika steun ons die president? Of is dit 'n party wat sê, maar ons is verbind tot 'n geveg teen korrupsie, ons kan nie hierdie goed praat met die president, dit hang af van die proses, want die president het nog nooit antwoorde gegee nie. Gaan hy antwoorde gee, gaan hulle sê, goed, ons aanvaar jou verduideliking, of gaan hulle omdraai en sê, jammer, maar, en dan gaan hy waarskynlik in sy eie party en buite die party uitgestem word. So, en dit kan baie spanning skep, dit kan die einde van die regering van nasionale eenheid Want wie gaan dan president vorm wees. Wel, die logiese persoon wat gaan onmiddellik oorneem in so 'n proses is Paul Mashatile, die adjunkt president. Hy is nie bekend dat hy met die DA wil saamwerk nie. Hy sal waarskynlik soos in Gauteng eerder met MK en die EFF saamwerk. So dit kan dramatiese gevolge hê, maar en ek dink dis belangrik. Groot effek op hierdie is nie iets wat in 2 of 3 weke gaan gebeur nie. Hierdie gaan waarskynlik 'n baie lang proses wees. En ek vermoed as die ANC kan sal hulle dit so lank as moontlik uitrek om hulle eie belang te dien, om stabiliteit in die ANC te probeer verseker. Die kritiese ding hier gaan wees die dinamika binne die party. Swaai die momentum nou weg van Ramaphosa en sy ondersteuners, want hy is in 'n sterk posisie op die stadium binne die party, of hy was, swaai daai momentum weg in die rigting van iemand anders, en wie is dit? Mashatile of iemand anders wat sien, okay, is my kans om as leier in te kom? Of is dit 'n kwessie van die party konsolideer om die breër belang van die ANC te beskerm? So interessante tye wat voorlê, maar onseker tye wat voorlê. Sure. Ja, dit is verseker en ek dink dit kan 'n groot effek op ons ekonomie hê as hierdie tipe goed nou uitspeel. Maar is dit dalk die rede hoekom hulle so lank gevat het om uitsprake te doen, omdat hulle eintlik vir tyd speel om te kyk die tyd hulle uitsprake kom is maar Ramaphosa in elk geval uit as president. Nie regtig nie, die konstitusionele hof het nog nie in daai sin so opgetree nie. Ek dink daar's ander faktore, dis 'n baie tegniese proses, die besluitneming is rondom tegnikaliteite en ons het nog nie die detail nie, maar daar's 'n meerderheid en 'n minderheidsuitspraak. So daar's verskillende interpretasies ook in die konstitusionele hof. Ek dink die belangrike punt hier is dat die saak is eers 14 maande na die stemmery gestop is aanhangig gemaak. Dit het baie lank gevat om deur die proses te kom. En dan is daar 'n baie belangrike punt wat ek weet nie of dit in die uitspraak meer aandag sal kry nie, maar die konstitusionele hof is nog altyd baie versigtig gewees om nie sy mandaat te oorskry nie. En die kwessie hier is die verdeling van magte. Ons het 'n grondwetlike struktuur wat berus op die drieledige verdeling van mag. Dit beteken jy het 'n uitvoerende gesag, jy het 'n wetgewende gesag en jy het 'n regsprekende gesag. En elkeen het konstitusioneel omskryfde funksies. En die probleem wat die konstitusionele hof het, dis die hof van hoogste gesag. Dis ook die hof wat uitsprake en optrede van die regering kan interpreteer en besluit daaroor neem. Maar die risiko wat die hof neem, is dat hy inmeng en dat hy 'n uitvoerende funksie oorneem, of dat hy 'n wetgewende funksie oorneem. En binne die konteks van die skeiding van magte is dit nie aanvaarbaar nie. Die probleem is, daar's nie 'n korrektief op die konstitusionele hof nie. So die regters moet baie versigtig wees, en eintlik is hulle die korrektief op hulle self. Nou ek weet, almal stem nie daarmee saam nie, en hou nie daarvan nie, maar dit is hoe ek die proses sien uitspeel. En ek dink deel van hierdie gaan waarskynlik sou gewees het 'n baie versigtige oorweging van wat sê die grondwet,
wat sê parlementêre regulasies, wat is die proses wat gevolg is, en dan watse uitspraak kan ons maak om rigting te gee, sonder om 'n voorskrif te gee aan die parlement, wat verbygaan by 'n regsprekende funksie en 'n interpretasie van die grondwet, want ons kan nie 'n wetgewende funksie op onsself neem nie. En dit maak dit 'n komplekse proses wat waarskynlik tyd vat. Die tyd nou vat. Roland, die plaaslike verkiesing wat eintlik einde van die jaar nou is en plaasvind, die datum is aangekondig, ek dink is vroeg November gewees. Ja, as jy 'n bietjie vir ons die dinamika rondom hoe die plaaslike verkiesing en hoe die partye mekaar nou begin eintlik uitkyk vir ons Goed, ek dink die belangrike ding is, daar's nou 'n datum, die 4de November is die datum vir die plaaslike regeringsverkiesing, en die datum is belangrik, want dit beteken die proses word nou geformaliseer. En daar's 2 kanale van aktiwiteite wat plaasvind. Die een is die partypolitieke fokus. Partye beplan hulle verkiesingsveldtog, weet nou hoe moet hulle, watter datum werk hulle na en hoe werk hulle terug van daar af. En dan baie belangrik in Suid-Afrika, soos in baie ander stelsels, jy kan nie net 'n veldtog voer en dink dit gaan werk nie. Daar's baie beplanning wat ingaan, daar's baie oorweging wat ingaan, en daar's 'n kwessie van partye wat te vinnig 'n toppunt bereik, wat hulle sê hulle piek te vinnig. Wow. En dan as dit te ver voor die verkiesing is, teen die tyd wat die verkiesing plaasvind, dan kry hulle nie daai stemme wat hulle kon gekry het nie. So partye moet baie versigtig nou die proses beplan, dit moniteer en seker maak dat hulle momentum opbou tot met die verkiesing, nie voor of na die verkiesing nie, want dan kry hulle nie die voordeel daarvan nie. Die ander stroom is die beplanning, die administrasie van die verkiesing. En dis die verantwoordelikheid van die onafhanklike verkiesingskommissie. Ook vir hulle belangrik om 'n datum te hê, want nou het hulle sekere goed wat moet gebeur. Daar's 'n vaste patroon en 'n program wat gevolg moet word. Die eerste daarvan is die verkiesingsdatum is daar. Hulle moet nou terugwerk, wanneer sluit die kieslys, want daar's 'n afsnydatum. Hoeveel kan hulle nog werwings doen om kiesers te registreer? Daar moet opleiding gedoen word. Dan moet ons onthou, die OVK het nie 'n groot permanente personeel nie, want hulle het nie werk tussen verkiesings nie. So hulle het 'n kernpersoneel. Nou moet hulle werf en aanstel en oplei. En daai opleiding is baie belangrik, want dit is wat die verkiesing vry en regverdig kan maak, in die sin van die administrasie, die integriteit van die verkiesing. Wat gebeur by die stempunt? Hoe word stembriewe hanteer? Wat gebeur as daar 'n probleem is? As daai goed nie presies reg hanteer word nie, dan het mense nie vertroue in die verkiesing nie. En as ons kyk reg oor die wêreld waar geweld ontstaan na verkiesings, is dit as gevolg van swak administrasie. So hierdie is 'n krities belangrike funksie van die OVK. En dit beteken hulle kan begin beplan en hulle goed in plek kry. 'n Opmerking wat ek wil maak, en ek sê dit nie om negatief te wees nie, maar daar gaan hierdie jaar waarskynlik baie meer druk op die OVK wees as in vorige verkiesings. En dis krities belangrik dat rolspelers, politieke partye het 'n kritiese rol, maar ook burgers wat gaan stem, baie versigtig is, wakker is, kyk dat die prosesse regloop, aanmeld as daar probleme is, want dis mense wat hierdie goed bedryf, nie almal is ewe effektief nie, almal is nie noodwendig ewe gebind aan die reëls nie, party vat kort paaie. Is baie belangrik, almal het 'n verantwoordelikheid om 'n bydrae te maak dat die OVK optree soos wat hy moet optree, en dat die verkiesing vry en regverdig is, want dit is krities belangrik vir wat gebeur na die verkiesing. Vir stabiliteit in die land. Stabiliteit, want dis wat na die verkiesing dan ter sprake kom. En 'n rede hoekom ek dit beklemtoon, ons sien reeds veldtogte van die MK-party byvoorbeeld, wat die OVK verdag maak. Hulle het begin in die vorige verkiesing, hulle gaan nog aan daarmee. En dit is ongelukkig dat dit gebeur. Dit is natuurlik in die belang van daai party en sy leierskap, maar dis nie die belang van die verkiesing nie, en dis nie in die belang van Suid-Afrika in die breë nie. Daarom dat mense baie mooi moet gaan kyk, en dat partye wat hier 'n belangrike rol het, seker moet maak die OVK voldoen aan sy mandaat ten volle, en dat daar 'n ordentlike, regverdige en 'n legitieme verkiesing plaasvind. Roland, in terme van, is daar 'n bietjie beweging, sekere partye wat skuwe maak, wat is die dinamika soos jy hom nou sien uitspeel? Ons begin klaar sien dat partye anders optree teenoor mekaar, maar ook na binne. Die
IFP wat begin dissiplinêr optree teen van sy lede wat nie die prosedures van die party volg nie. So hulle maak skoon voor die verkiesing. Ons het gesien MK is in chaos. Hulle is nog steeds heeltyd besig om goed te verander. Hulle het strukture ontbind en sentrale strukture geskep. Nou dis alles met die oog op die verkiesing en beheer oor die party self. Die ANC het groot probleme met interne konflik. Die partystrukture het tot 'n baie groot mate agteruit gegaan en selfs in duie gestort. En dis 'n party wat baie hard gaan moet werk om die verkiesingsveld tog effektief te bestuur. Dit is 'n ongelooflike belang. En hier is 'n maak of breek verkiesing vir die ANC. En dan sien ons wat ek net na verwys het, die konstante agteruitgang in plaaslike regering met veral rondom die ANC. Maar ook sy koalisievennote, MK en EFF en ander wat met hom saamwerk, veral in Johannesburg, as baie druk in Pretoria, en weer eens hierdie week nuwe bewyse van massiewe korrupsie wat in Ekurhuleni na vore gekom het, 2 miljard rand wat gesteel is met kuberstelsels of kuberkrakers, omdat hulle IT-stelsels nie reg bedryf word nie, en daarvan binne mense is wat saamwerk om met die geld te help steel. Dis alles faktore wat 'n rol speel. Reg oor Suid-Afrika, meeste plaaslike regerings is mense diep ontevrede oor ongelooflike swak of nie bestaande dienste nie, en mense betaal hulle belastings en hulle rekeninge en hulle kry niks. So 'n belangrike verkiesing, partye onder groot druk. 'n Party soos die DA nie soseer onder druk omdat hy swak regeer nie. Hy's onder baie druk want hy moet 'n plafon deurbreek wat hy nog nooit kon deurkom nie, om werklik 'n dominante rol te begin speel of 'n meer dominante rol te begin speel as buite die Wes-Kaap. En in die Wes-Kaap is die DA onder baie druk as gevolg van die groei in die PA wat baie stemme wegvat. So daar's baie kompetisie. Die DA, die party wat waarskynlik van alle kante onder druk is, omdat 'n klomp partye stemme werf by dieselfde poelkiesers wat die DA tradisioneel sy stemme kry. Mens gaan moet sien wat gebeur met die ANC. Gaan daar hierdie jaar 'n deurbraak kom? Gaan 'n party soos die DA of Action Suid-Afrika of MK verder groei ten koste van die ANC, MK buite KwaZulu-Natal? Hulle het nog nie regtig sukses gehad buite dit nie. Wat word van die EFF? EFF is onder groot druk. Die leier van die party moet weer in die hof verskyn. Hy het 'n tronkstraf hangende oor hom. Dit is 'n groot knou vir die party, maar ek dink as ons terugverwys na die Palapala uitspraak, waarskynlik iets wat die EFF bietjie beter gaan laat lyk, want hulle het die saak aanhangig gemaak. Ja. So dis 'n gemengde prentjie. Ek dink die kort antwoord is baie beweging, is nog onduidelik presies in watter rigting dit gaan. Roland, dink jy ons gaan meer mense hê wat stem? En oor die ander ding is, mense wat byvoorbeeld nou nie meer vir die ANC wil stem nie, wat nou moeg is vir plaaslike regering wat nie werk nie, gaan hulle wegbly of gaan hulle dalk ander partye toe skuif? En dit is vir my nogal moeilik. Is hierdie verkiesing, dit voel vir my amper so. Dis 'n plaaslike verkiesing, maar dit voel vir my amper belangriker op 'n manier as die nasionale verkiesing. Ek dink die feit dat die verkiesing plaasvind na die 2024 algemene verkiesing waar die ANC 40 tot 40% geval het, die geweldige druk van swak regering, die vingers wat al hoe meer wys na ANC en senior ANC leiers wat aandadig is en wat niks doen om dit beter te maak nie. As kyk maar na Gauteng met Lesofie en die mense om hom. Was nog altyd daar, dit wys. Dit word nie beter nie, maar hulle kan nie meer wegkruip agter dis die of daai of iets anders nie. So dis 'n baie vloeibare situasie. Wat ons nie weet nie is wat gaan kiesers doen. Gaan kiesers in groter getalle stem of gaan hulle weer wegbly soos wat hulle in die vorige 2 rondes gedoen het? Minder mense wat stem. Minder mense stem is nadelig, want dit beteken die legitimiteit van die stelsel kom onder druk. Dit beteken ook, en ons het dit gesien in een van die opnames wat bekend gemaak is, mense verloor vertroue in die prosesse en die instellings, sê dit help nie, dit werk nie, ons gaan niks hier uitkry nie. Dit skep 'n geleentheid vir populisme, radikalisme en vreemde tipe politiek om in te kom in jou stelsel wat nog nooit in die wêreld se geskiedenis gelei het tot positiewe uitkomste nie. En ek dink dis die belangrike boodskap wat mense moet kry. Jy kan al kwaad wees vir die politieke partye en sê niemand wil doen wat ek wil hê nie, maar dit is die meganisme wat op die stadium gebruik word. En as ons daai meganisme nie gebruik nie en ons moet druk op die proses plaas om te kry wat 'n mens wil hê.
Dit begin by die regte kandidate. Plaas druk op partye oor kandidate. As ons nie daai proses effektief gebruik nie, dan ondermyn ons die struktuur, ons ondermyn die proses. Dan gaan daar immers Dan kry jy in 'n uiterste vorm, kry jy die tipe insident gebeure wat jy in Somalië kry, jy kry die massiewe agteruitgang wat jy in Zimbabwe gekry het, en daar's soveel voorbeelde hiervan. die Arab Spring, wat's daai Ja, en dan kry jy in Wes-Afrika die militêre oorname van regerings. Nou dis nie iets wat ek in die vooruitsig sien vir Suid-Afrika nie, maar die toets en die remedie daarvoor is aktiewe burgerskap. Is mense moet betrokke wees. Mense moet druk op die stelsel plaas om te lewer wat gelewer moet word. En dis nie gedoen nie. En wegbly van verkiesings maak dit nie moontlik om dit te doen nie. So dit is baie belangrik dat ons 'n ommekeer kry en dat mense gaan stem. Die sekondêre kwessie kom vir wie stem jy? Dit maak nie saak wie vir wie jy ondersteun as jy nie stem nie. Dit maak saak as jy die dag stem. En dan natuurlik is jou keuse tussen watter partye werk en is effektief en watter is nie. En so dis die detail wat daarna kom. Maar ontsettend belangrik dat mense gaan stem. En ek net 'n voorbeeld noem wat klaar by ons gebeur. As gevolg van swak regering, verlies aan legitimiteit en dan die moeilike sosio-ekonomiese konteks van baie mense in Suid-Afrika met hoë werkloosheid, armoede, daar's 'n hopeloosheid in die land. En nou kry jy groeperinge wat dit begin uitbuit en nou kry jy byvoorbeeld hierdie dryf teen buitelanders. Die sogenaamde xenofobie. Dis een van die maniere waarop dit manifesteer. Nou kry jy dat mense geteiken word omdat hulle anders lyk, anders klink. Nou ek weet mense se werke vat en omdat hulle meer effektief is in baie mense in Suid-Afrika argumenteer, ja, maar dis reg, hulle hoort nie hier nie. Nou dadelik wil ek sê migrasie is 'n internasionale probleem. En die skaal van migrasie is baie groter as wat dit ooit was. En daar's belangrike redes daarvoor. Swak regering in Afrika maak dat baie mense Suid-Afrika toe kom. Swak grensbeheer of nie bestaande grensbeheer maak dat mense maklik in Suid-Afrika inkom. En dat ons maar back and closure ook nog gekry. En dit plaas druk op die stelsel. Maar die oplossing is nie xenofobiese geweld nie. Dis 'n wêreldwye probleem. Net miskien 'n opmerking. Hoekom is daar so groot migrasie in die wêreld? Dis makliker, veiliger en goedkoper as ooit om van een plek na 'n ander te skuif. In die verlede het mense baie ontberinge gehad, baie as dood. Ons sien elemente daarvan, mense wat oor die Middellandse See met onveilige vaartuie vaar om in Europa te kom, honderde wat in die see omkom. So dis nog steeds riskant, maar in die breë gesien is dit vinniger en makliker om nou te skuif as wat dit ooit was. So dis die onderliggende dinamika. As ons dit terugbring na Suid-Afrika toe, weer eens 'n reaksionêre benadering. Die president is afwesig hier, die regering is afwesig. Hulle praat nie hieroor nie. Nou sien ons groeperinge wat ontstaan, geskep word, wat opportunisties optree, en dan moet ons nie ons blind staar teen die argumente wat sê, hier's te veel buitelanders, hulle vat ons werk en ons vrouens en sulke goed nie. Ja, daar's elemente daarvan, maar wat is die dinamika agter dit? Is oneffektiewe grensbeheer, swak beleid en beleidstoepassing, mense wat maklik inkom, korrupsie, mense koop dokumentasie en kom in. Nou dit word vasgevat by binnelandse sake, maar ek meen daar's baie mense wat so in die land ingekom het. Dit begin druk plaas. Nou kry jy mense wat saamwerk, wat effektief funksioneer, wat dienste lewer, want hulle kry nie geld op 'n ander plek nie. En dit verplaas die plaaslike bevolking. En dit skep konflik. Maar ons moet ook eerlik wees. Hoeveel van daai dienste sou gelewer word as daar nie buitelanders was wat dit doen nie. Ja. So dis ook 'n kwessie van wat gebeur in Suid-Afrika. Die manier hoe dit hanteer word is as gevolg van swak regering en goed. Daar gebeur 'n klomp goed wat onaanvaarbaar is. Vigilante optrede, met ander woorde mense neem die reg in eie hande. Dan is daar beweringe van hierdie groeperinge wat optogte organiseer teen buitelanders en dan sê okay, maar as julle ons betaal sal ons nie julle winkel stroop of so iets nie. So dit word ook 'n geldmaak ding. Nou dis onaanvaarbaar. Dis die negatiewe deel daarvan en hoe dit uitspeel. Daar's 'n verdere konteks en dit is dat dit nou 'n kwessie word in Suid-Afrika se buitelandse beleid.
Nigerië maak geweldige sterk uitsprake. Ghana het nou Suid-Afrika by die Afrika-Unie aangemeld. Sê die Afrika-Unie moet hier 'n besluit neem, druk op Suid-Afrika plaas. Nou dis belangrik, al is dit net simbolies belangrik. Die druk op Suid-Afrika neem toe uit alle oorde oor ons optrede binnelands en buitelands. Dis nie net die FSA wat kwaad is vir Suid-Afrika nie. Afrika is ook kwaad oor baie dinge. Hier's nou nog 'n rede. Maar nou word Suid-Afrika formeel by die Afrika-Unie op die agenda geplaas as gevolg van die regering wat nie die goed reg hanteer nie. So dis baie belangrik dat ons nie begin nou al hoe minder plekke kry om weg te kruip en net niks te doen. Nee, ons kan nie aanhou niks doen nie. Ja, en of daar baie propaganda uitgemaak word wat vals is, maak nie saak nie. Ons regering doen niks daar nie. Ons is nie sigbaar dat ons iets doen, dat ons met mense praat, dat ons die wet toepas in die land nie. Dis onaanvaarbaar dat mense by 'n kliniek gekeer word wat 'n noodgeval het, omdat hulle nie 'n Suid-Afrikaanse paspoort het nie. En daar's hofuitsprake wat sê dit mag nie gebeur nie. Moes daai mense in die land wees, dis 'n ander debat. Ek sê nie dit is nie belangrik nie. Moet gehelp word. Maar as jy op daai punt kom, kan jy nie dat iemand van die straat af kom en sê jy mag nie mediese hulp kry nie. Want jy is nie 'n Suid-Afrikaner nie of jy het nie 'n bepaalde dokument nie. Dis onmenslik. En dit is waar die punt van Afrika kom, wat sê hierdie is nie aanvaarbaar nie. Hier gaan ons druk uitoefen. Die stilbly van Ramaphosa is lyk my besig om ons nou Nee, maar die interessante ding wat Ramaphosa nou gesê het na sy gesprek met die Mosambiekse president, is dat Afrika se regerings moet hulle huis in orde kry. Nou ja, hy's reg as hy dit sê. As hulle beter regeer, gaan hulle mense daar bly. Maar dis nie die antwoord wat jy nou gee wanneer die beskuldiging na Suid-Afrika kom nie. Jy moet dit anders hanteer. En weer eens moet ons nou op die verdediging gaan as Suid-Afrika, eerder as om te sê, maar ons doen goed volgens die boek, ons pas ons beleid toe, dringend belangrik dat ons meer effektiewe grensbeheer kry. Ja. En dat die korrupsie wat daar is, al word dit uitgeroei, dat dit volledig tot 'n einde kom. Want dit is die enigste manier hoe jy hierdie proses kan bestuur. Dalk 'n muur bou soos Trump. Wel, die probleem is, ons het 'n muur gehad, wat afgehaal is, en toe is daar 'n grensdraad gebou in COVID-tyd, daar was hierdie week 'n hofuitspraak daaroor, wat oneffektief was, waar mense dit nie gedoen het nie, maar hulle het wat 40 miljoen rand betaal. Daai maatskappy moet daai geld nou terugbetaal, want hulle het nie die werk gedoen nie. So grensbeheer is 'n vorm van 'n muur. Ja. Wat se vorm dit is irrelevant. Dit beteken mense kan in jou land inkom, maar dit moet gereguleer wees en daar's bepaalde vereistes. En daai vereistes geld vir almal van ons wat iewers anders wil besoek. Probeer maar om 'n visum te kry om die Europese Unie te besoek, of probeer deesdae 'n visum kry om die FSA te besoek. Dis 'n moeilike proses, dis 'n baie duur proses. Ons het nie daai buffers nie, ons maak dit moeilik vir mense wat dit wettig doen, maar ons maak dit ontsettend maklik vir mense wat dit onwettig doen, wat net inkom. En dit is wat moet verander. Roland, so 'n bietjie gepraat van die internasionale druk op ons. Iran is ons gou vinnig kan kyk. Ek het gehoor dit klink asof hulle wil ooreenkoms bereik en toe skiet hulle weer mekaar. Ons net so vinnig 'n opsomming kry wat nou daar gaan. As ons kyk na die Midde-Ooste, dan is daar baie onsekerheid. Dit is asof daar 'n bietjie van 'n stagnering in die proses is, want wat ons sien en wat ons hoor is totaal teenstrydig. Aan die een kant gee beide mense uit Iran en president Trump sterk aanduidings van onderhandelinge wat vorder, wat naby aan 'n ooreenkoms is, maar dan sien ons hierdie week op 2 verskillende dae is daar aanvalle uitgevoer. Vanuit Sirië is daar vanuit Iran is daar aanvalle op Verenigde Arabiese Emirate uitgevoer. Daar was 'n geveg tussen die VSA se vloot en die Iranse vlootmagte wat oor is. Skepe wat uit die straat van Hormuz begelei is deur die VSA, die snelbote wat die Iranese gebruik is gesink. En hulle missiele wat hulle afgevuur het is afgeskiet, hulle het niks getref nie, behalwe in die Verenigde Arabiese Emirate het hulle 'n olie-installasie aangeval. So daar is nog steeds die onderliggende risiko van 'n eskalering. Donderdagnag het president Trump opdrag gegee dat teikens aangeval word. Een van die eilande rondom die boog van die straat van Hormuz waar jy uitgaan, 'n stad is daar militêre basisse aangeval en daar's ook twee teikens skynbaar binne in Teheran aangeval deur die Amerikaners. So daar's waarskuwings, daar's dreigemente, daar's optrede
Maar ons weet nie hoe vorder die onderhandelings nie. En uit Iran is daar weer 2 stories. Die een is die minister van buitelandse sake wat sê ons vorder, ons gaan 'n ooreenkoms kan bereik, ja. En dan die revolusionêre wag, die speaker wat sê ons gaan nie toegee nie, ons gaan beklei, ons oorwin, Amerika is verswak, ons is nog nie oorwin nie. So jy het hierdie 2 boodskappe wat uitkom. En dan natuurlik die oorlog, binne die oorlog, Israel en Libanon. Dit lyk of die Israeliese aanvalle uitbrei ten spyte van 'n skietstilstand. So dis onseker op die stadium. Die Pakistanse onderhandelaars is besig definitief. Hulle sê ook sonder om detail te gee, hulle is besig met die proses, daar's onderhandelinge. Maar ons weet nie of hierdie proses vinnig tot 'n einde gaan kom met 'n ooreenkoms en of dit 'n baie gestadigde proses gaan wees waar konstante aanvalle gebeur net om mekaar te herinner dat ons kan dit nog doen nie. Daar is nuwe ontwikkelinge wat interessant is. Die projek of die fase wat president Trump aangekondig het dat skepe wat uit die straat van Hormuz wil uitkom Amerikaanse begeleiding gaan kry, het eendag en toe dit tot stilstand gekom. Daar's 2 skepe wat uit is op die manier. En nou lyk dit asof die proses gestop het omdat Saudi-Arabië gesê het julle kan nie as VSA ons basisse en ons lugruim gebruik hiervoor nie. En dis 'n baie interessante ontwikkeling, want alhoewel Saudi-Arabië aan die begin ook gekant was teen die oorlog, saam met die ander golfstate gesê het, kom ons onderhandel, oorlog is nie die manier nie. Na die oorlog begin het en hulle aangeval is hulle een van die regerings wat gesê het, nou moet ons hierdie ding deursien, want ons kan nie met die Iranese regering saamwerk. Hulle aggressie, hulle aanvalle op ons, hulle ondermyning in die streek is onaanvaarbaar. Nou is ons 2 maande in die proses. Ja, dis eintlik 2 maande in die proses en nou het die regime is nog steeds daar. Daar's nie 'n regeringsverandering nie. Hulle het nog steeds missiele en die vermoë om dit af te skiet. Dit het nie verander nie. En dan blykbaar die wisselvalligheid van president Trump wat nie konsulteer nie, wat nie inligting deel met die bondgenote nie en wat verwarrend optree. Hy sê ons is naby ooreenkoms, maar dan loods hy 'n aanval. Dit het blykbaar die bin Salman, die prins, op 'n punt gebring waar hy gesê het, ons ondersteun nie dat julle ons lugruim gebruik nie, ons moet hierdie proses tot 'n einde bring. En nou is daar al hoe meer aanduidings. Goed vat, dan sit hulle nog met die uitval daarvan. En daar's al hoe meer aanduidings dat daar ook diplomatieke gesprekke begin plaasvind tussen van die golfstate, onder andere Saudi-Arabië en die Iranese deur die minister van buitelandse sake van Iran, wat op die stadium so 'n bietjie meer gematig oorkom as die res van die regering. So dit lyk asof daar baie agter die skerms gebeur wat die verloop van gebeure beïnvloed, maar presies hoe in watter rigting, breedweg die rigting van vrede, maar met geen waarborge nie. So op die stadium en die wêreld betaal nog steeds die prys met geweldige onsekerheid, geweldige hoë oliepryse, ons boere kunsmis wat nie beskikbaar is nie of baie duur is. Dit het 'n hengse effek op die res van die wêreld en dit vir nou is dit wat die situasie is. Ja, dit skep baie onsekerheid by die boere met die aanplantings, die beplanning wat 'n volgende seisoen begin. Niemand weet regtig wat om te doen nie. So dit kan baie druk op ons marge sit en alles. So ek kry ook baie navrae rondom dit. Maar baie dankie vir jou tyd vandag, Roland. Dit was baie insiggewend, baie lekker om saam mee te gesels en ook so 'n bietjie op hoogte te wees van wat nou regtig aangaan daar buite en 'n eerlike, lekker opinie te kry. Dankie. Altyd lekker.